Haai julle, baie welkom by hierdie week se klein groep materiaal. Ek hoop die week het julle sover goed hanteer en het julle werklik die Here se teenwoordigheid oral kon ervaar. Ek kom nogal agter en dit is nou nie nuwe nuus nie. Ons praat nogal baie daaroor oor hoe konstant die wêreld besig is om te verander. Ek het nou die dag nogal met my kinders het ons 'n bietjie, ek sal nie sê 'n woordewisseling gehad nie, maar 'n bietjie vasgesit rondom dinge soos TV en selfoongebruik en rekenaars en so aan. En een van my lyne wat ek toe vir hulle gesê het is, hoor julle weet, ek het nie eers met 'n TV of 'n selfoon of 'n rekenaar groot geword nie. Dit was nie daar nie. Ek het buite gespeel. En hulle kon dit nie eens indink nie. Die vakansie is ons weg en waar ons gebly het is daar DStv en ons het nou al vir jare nie meer DStv nie, maar my kinders het nie geweet hoe om 'n DStv remote te gebruik nie. Dit is nogal mind-blowing om daaraan te dink. Dat kinders wat 10, 11, 12 jaar oud is, nie weet hoe om 'n DStv remote te gebruik nie. Nou, die wêreld verander konstant. En dit is 'n lang gesprek of ons by moet bly by hierdie konstante verandering en of ons dit dalk 'n bietjie op een kant sit. Maar ek wil nie daarop fokus nie. Iets waarop ons baie minder fokus is hoe ons verander en hoe ek verander. En hoe ek toelaat dat die Here my verander. Ons praat nie baie daaroor nie. So ek wil sommer wegspring met hierdie eerste vraag. Dink jy die jy van 5 jaar gelede sou gelukkig en tevrede wees met wie jy vandag is? As jy terugkyk na hierdie 5 jaar, watter veranderinge is jy die trotste op? Gesels bietjie met mekaar daaroor. So, dis 'n moeilike vraag, nê, om aan te dink. Ons dink nie baie oor verandering nie. As ek nou net na my eie 5 jaar moet kyk, dis alles post-COVID. Dis kan die ding skerry om te dink 5 jaar is, ons is al amper 5 jaar na COVID. Is daar 'n klomp goed waaroor ek baie trots is hoe ek verander het. Een van die mees oppervlakkige goed is net dat ek baie gewig verloor het en dat ek fiks geword het en dat ek regtig oefen. Maar daar's baie dieper goed ook waar ek trots is. Maar dis 'n ding waar ons nie baie praat nie, is my eie persoonlike transformasie en hoe die Here my besig is om te transformeer. Inteendeel, dis 'n ding wat ons ook nie baie keer oor dink nie. Nou ons is besig met hierdie reeks oor gebed. En ek weet, gebed is nie vir almal ewe maklik nie, dit kom nie vir almal ewe spontaan nie. En baie keer dink ons daaroor dat gebed daaroor gaan dat ons God moet verander en dat ons hom moet kry om ons omstandighede te verander, dat hy net die dinge om ons en buite ons moet verander. Maar ek is nie seker of God net ons provider wil wees nie. Ek is nie seker of hy net wil toesien om die lewe vir ons maklik en lekker te maak nie. Ons vergeet baie keer, hy wil ook ons mentor wees, hy wil ons leermeester wees, hy wil ons vader wees, wat diep intens in ons lewens betrokke is, en ons lewens verander, sodat ons beter en dieper volgelinge van sy seun Jesus Christus kan word. En gebed speel 'n kardinale rol daarin. Gebed speel 'n kardinale rol in my en jou transformasie. Maar dit bring by my tweede vraag. Watter vorm van gebed kom vir jou die natuurlikste? Is dit vra? Is dit danksegging? Is dit verwondering? Is dit lofprysing? Is dit kla? Is dit luister? Is dit oorgee? En deel bietjie met mekaar hoekom jy so sê. Ons gaan vanaand stil staan by een van Dawid se mees diep, intieme gebede wat hy met die Here gedeel het. Ek gaan dit nie vir julle saamlees nie, julle kan julle Bybels oopmaak by Psalm 139, dit is 'n bietjie 'n langer gebed, 'n bietjie 'n langer Psalm, maar julle kan dit gerus saam deurlees, lees dit 2 keer deur, lees dit pertinent en doelbewus die tweede keer stadiger deur, en deel met mekaar wat se gedeelte of gedagte of frase of beeld tref jou in hierdie teksgedeelte.
Dawid begin hierdie teksgedeelte deur te noem dat die Here hom ken en dat die Here alles van hom weet. Nou, as ek moet eerlik sê, dis bietjie daunting, nee, want ons leef in 'n era waar ons wil seker maak alles is encrypted, nee, van my boodskappe op WhatsApp tot my oproepe, tot my search histories, tot ons gesprekke. Ons wil net nie hê mense moet weet wat in ons lewens aangaan nie. Ons wil baie privaat leef en ons wil nie hê mense moet ons volg nie en so aan. En hier kom Dawid en herinner ons daaraan dat die Here alles van ons weet. Dat ons niks van hom kan wegsteek nie, dat hy ons diep intiem ken. En hy kom herinner homself daaraan. Nou ek wil vir julle 'n vraag vra. Is daar deel, en ek weet hierdie is dalk 'n bietjie 'n moeiliker vraag, en hierdie is bietjie, maar ek dink dis ook tyd, of dis ook die klein groepe is ook 'n plek waar ons real talk kan hê, waar ons eerlik met mekaar kan wees, waar ons kan praat oor die dele in ons lewens wat ons nie altyd wil hê ander moet weet nie, maar so hier is die vraag. Is daar dele in jou lewe, soos emosies, vrese, begeertes of weerstand, of iets wat jy gedoen het, wat jy geneig is om van die Here af weg te hou? Wat jy wil hê, die Here moenie weet nie, of die Here moet nie daaraan raak nie. En wat maak dit vir jou moeilik om dit in gebed by die Here te los? Richard Foster, die boek waarin ons werk, sê dat gebed is 'n ruimte waar God ons vorm na die beeld van Jesus Christus. En natuurlik is daar ander gewoontes ook wat ons baie help met ons transformasie. Dis nie net gebed wat ons transformeer nie. Ons het Bybelstudie, daar's en route, ons het eredienste, dis klein groep gesprekke soos wat julle nou tans het, lyfskyfgeleenthede. Al hierdie dinge speel 'n belangrike rol in elkeen van ons se transformasie, in elkeen van ons se verandering om meer en meer soos Jesus te word. Maar baie keer vergeet ons hoe belangrike rol gebed in ons eie transformasie speel. Hoe belangrike rol gebed speel om ons koppe te swaai en anders te dink en mense anders lief te hê en anders te leef. So ek wil vir julle 'n vierde vraag vra. As jy eerlik kyk na jou lewe wat vir hierdie jaar voorlê, waar sal jy graag die meeste transformasie wil sien? Waar sal jy wil hê moet die Here jou help om op die regte pad te bly? Hoe sal jy wil hê moet hy jou hart deursoek, soos wat Dawid gebid het, deurgrond my hart, Here, deurgrond my hart. Gesels met mekaar daaroor. Een van die mees doeltreffende en goeie gebede wat reg deur die geskiedenis gebid is die eksamengebed. En dis eintlik wat Dawid ook hier doen. Dawid sê, Here, maar kom ondersoek my lewe, kom kyk en toets my of ek werklik besig is om te verander, of ek op die regte pad is. Nou, die eksamengebed is al vir eeue deel van die Christelike tradisie, en hierdie gebed bestaan uit twee hoofbewegings, 'n uiterlike beweging en 'n innerlike beweging. Die idee agter die eksamengebed is dat jy aan die einde van jou dag stil word en dan bietjie deur jou dag gaan en jou dag evalueer. Eerstens in die uiterlike beweging gaan jy deur jou dag en jy soek vir al die geleenthede waar jy God ervaar het, waar jy sy teenwoordigheid ervaar het. Jy begin van die oggend af en jy gaan so stelselmatig deur jou hele dag en jy highlight net dit in jou gedagtes om te sê, wow, daar toe ek dit beleef het ek die Here ervaar. Toe ek by die werk gekom het en daai persoon het dit vir my gesê, het ek die Here se liefde ervaar. Toe ek daai kosbare tyd saam met my kinders spandeer het ek die Here se hand daar ervaar. So gaan mens dan deur jou dag en jy dink uiterlik buite jouself waar jy oral die Here se hand of sy teenwoordigheid, sy goedheid, sy guns, sy liefde, sy genade in jou dag ervaar het. Maar die tweede beweging is innerlik,
om deur jou dag te gaan en vir geleenthede te soek waar jy moet om verskoning vra, waar jy droog gemaak het, waar jy moet skoonkom, waar jy moet dalk vra om genesing te bring, om weer stelselmatig deur jou dag te beweeg en sê, wow, hier het ek aangejaag. Hier moet ek regtig gaan sê ek is jammer. Of hier het ek nie heeltemal volgens my roeping en volgens my identiteit in Christus geleef nie. En so dit te identifiseer en dit by die Here se voete neer te sit. Eerstens te sê, Here, ek is jammer daaroor. Vergewe my asseblief. En ons weet deur Jesus Christus, deur die prys wat Jesus Christus vir ons in ons plek aan die kruis betaal het, is ons totaal en al vergewe. Maar om dit nog steeds binne in onsself dit op te roep en dit by die Here neer te sit. En dan tweedens om vir die Here te vra, Here, my help my, kom verander my, sodat ek net meer en meer aan u beeld gelyk kan word. Soos ek gesê het, word hierdie eksamengebed al deur die eeue in ons Christelike geloof gebruik om mense te help om te verander. En nie net in die beste weergawe van jouself te verander nie, maar juis om so te verander dat jy meer en meer soos Jesus sal lyk. Meer en meer soos Jesus sal praat, meer en meer soos Jesus sal leef, meer en meer soos Jesus sal loop, meer en meer soos Jesus sal ander mense lief hê. So, dis 'n uitstekende plek waar jy kan begin deur gebed om transformasie te ervaar. Ek wil julle los met 'n laaste vraag. En dis dalk 'n vraag wat meer na julle as 'n groep kyk. En die vraag is, wat is die een praktiese skuif wat julle as groep kan maak om ruimte te skep vir transformasie deur gebed? Dink bietjie hoeveel dieper julle connection kan wees as julle eerlik met mekaar, saam met mekaar kan bid vir mekaar se transformasie. As julle weet, hoor die een persoon wil graag hê, dit moet in hom of haar lewe gebeur, sodat hulle meer en meer soos Jesus kan wees. Dink hoe naby julle aan mekaar gaan kom. Dink hoe nader julle aan Jesus gaan beweeg, en hoe meer julle aan sy beeld gaan gelyk word, as julle saam bid vir mekaar se transformasie. My gebed vir julle is, dat ons almal se gebedslewens 'n plek sal wees waar die Here ons harte sal kom deurgrond, sodat ons net meer en meer soos hy sal word. Ek wil julle uitnooi, sluit saam met mekaar af, en miskien is dit vandag die geleentheid waar julle saam met mekaar kan bid, en dalk waar jy vanaand net kan bid vir daai een ding, waar jy vir die Here kan vra, Here, kom help my, verander my op hierdie plek. Die genade en die vrede van ons Here Jesus Christus is met julle. Mag julle dit sien en mag julle dit ervaar. Totsiens.